Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. So dis my regtig baie groot voorreg vanoggend om die woord met julle te deel. Maar voor ek dit doen, kom ons bid net so. Here, so baie dankie vir die liefde vir elkeen van ons. Here, dankie dat U plan vir ons nooit 'n tydperk kan bereik wat U voor ons. Here, dankie dat wanneer ons regtig ja sê vir U, dat U ons kan gebruik op maniere wat ons nooit gedroom het of imagine. Ek vra dat U vandag hierdie diens net regtig sal opvat vir U. Here, alle eer is vir U. Dankie dat U my tipe persoonlikheid gebruik in 'n dorp soos Krugersdal om vir U 'n verskil te maak. Here, steek my weg en die mense asseblief net U sien. En ek bid dit in U naam. Amen. So ek het volgende 'n pakkie raaskos. Weet jy wat 'n laas het julle raaskos straks moet vergeet. Maar ek weet nie wie van julle is soos ek nie, maar as ek 'n pakkie raaskos eet, dan kies ek eers sekere kere uit. So ek eet eers as op persies is, eet ek eers die perse en dan eet ek die maar dis nie meer baie nie, ek eet nie. Ek eet eers die rooies en dan die pinkes en dan dalk die groenes, dan die oranje en ja, as die geel is gelukkig is ek eet ek hulle ook. Anders dink ek net so 'n klomp pakkies in my huis wat nie geel en oranje is of iets in. So wie van julle doen dit ook? Wie van julle soek ook klere uit? Jy eers die slagtes. Daar ons daai tipe mense ook. Maar jy soek hulle uit. So en dan kry ek iets ander mense wat net soos 'n paar in hulle hand gooi. I'm a bit worried about those people because they have this weird hand gesture also, né? Hulle maak so en dan julle weet hoe om te doen. Nee, dis baie vreemd. So daar is 'n voordeel om voor te werk te sit. So I am a bit worried about those people who just raise their hand and wait it so dit word in hulle mond. But I'm glad to see some of you also did. Wie eet waarin we klere en julle soos jy sê iets sweets kom op eet. Okay, dankie. So we've identified two types of people and I hope you really feel welcome this morning in the service. So if I can give my sermon a title this morning, it would be the hele mix, the whole mix. So my first point is picking out the ones we like. Sometimes we do this with the Bible also. We pick the verses we like and we read them and then we even memorize it and we read them over and over and over again. I also did this when I grew up. I knew about God, but I didn't know about relationship with God. So I found a verse, I don't know where I read it or heard it, but I found a verse, Matthew 7 verse 7. Knock and it shall be given to you, ask and you shall receive. And that's what I did every night. I took out my small Gideon's Bible that I got for free at church, at school. And I took my Gideon's Bible and I read Matthew 7 verse 7. Felt good about myself. And that was it. I didn't understand relationship. I didn't have relationship with Jesus and I didn't understand it. And that was enough for me. Just that verse every night, reading it, and then going to sleep and felt good about myself because I actually read the Bible. I didn't change any of my ways. I didn't do anything different. I just read that verse and went to sleep. En ek wonder net hoeveel van ons doen dit ook. Hoeveel van ons lees ook die Bybel soos wat ons dalk sweeties eet. Ons kies ons gunstelinge uit en dan lees ons dit vir die dag, maar ons geen diepte, ons geen verhouding, ons gaan soek nie dieper om te verstaan wat dit eintlik beteken. My tweede punt is dan die mense, of the mix. Ek moes ook net Afrikaans ook gemaak het.
So, ek ervaar het dat ek geroep is om voltyds vir die Here te werk, want elkeen van ons eintlik maar is wanneer jy gered is dat jy is geroep om voltyds 'n verskil vir die Here te maak vir volgende lewe. Maar 'n rukkie na dit het ek ook dan nou besef van verhouding met Jesus. En hoe volhou dit eintlik jou lewe kan maak. Want hy kan vol regtig oor leemtes van jou wat missing is. Ek het toe begin bid vir God se plan met my lewe en ek het ervaar dat hy wil hê ek moet voltyds in die bediening wees. En vir die van julle wat my regtig ken, ek is nogal een van daai mense van as ek deur die Here het gesê dan wil ek dit graag doen. So ek kan baie vinnig net iets doen. Tienerbediening het my ook geleer dat dit is makliker om te doen en later jammer te sê as om dit nog eers te vra. So as ek net terugkom by God se plan met my. Ek het besluit dat ek op 'n missie wil wees vir hom. Ek het in daai tyd baie preke geluister, ek het baie Bybel gelees, ek het baie podcasts geluister. En dit is interessant, Nicoline het nou die vers gelees, Matteus 5 vers 16 het my toegetref en in my hart gaan bly. Ek lees nou spesifiek in die 1983 vertaling. Laat julle lig so vir die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. En ek het op 'n oomblik besef, dis presies dit. Ek wil hierdie my waai maak van my lewe en ek wil op 'n missie wees. Ek wil dit my missie maak van hoe ek die lewe aanpak. But when we live in the mix of who God is, we can't be so focused just on one word. We need to get into the mix of what the Bible says and apply it to our lives. Even the verses that says, forgive your enemies and love your neighbors. Because if we do that, we can be light and salt to the world. So as we op 'n plek kom, waar is regtig ernstig raak oor die woord van God en wat God sê en ons lewens volgens dit inrig. Toe ek besef het dat die Here my geroep het vir voltydse bediening, het dit nie oor my gegaan nie. Dit gaan oor God se goedheid en sy plan met my lewe. En sy plan met my en jou lewe ook. Sodat ons lewens van so 'n aard sal wees, dat ons ander mense point na hom toe, sodat hulle in verhouding met Jesus wil wees, en dat hulle sy vryheid en sy liefde kan ervaar. Then, to fix the mix. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê, elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, leerlegging, teregwysing en opvoeding, om God se wil te gehoorsaam. Die hele skrif is deur God geïnspireer. When we say that we live by the word of God, we can't only be focused on the verses we know, the feel-good verses. We need to live by love your neighbor, forgive your enemy, be the light and salt. We need to live by the mix of the word. When we fix the mix, faith, hope, and love, faith will help us to believe that God will give us hope, the hope we need, and the love to live according to His plan. Ek dink die volgende gedeelte is hoekom ek die issue so het. So, vir my was dit 'n pad van gehoorsaamheid. So, ek het 7 jaar terug die besluit gemaak om alleen vir ondersteuning te kom. Weg van my mense af. En in hierdie tyd was dit regtig taaf geweest. Ek het deurnagtig gestoei met die Here. Maar in dit het hy elke keer my hand kom vat en my kom help. En my te sê, Marlies, laat net jou lig skyn, jy moet mense na my toe. So, as jy weet jy sal God se wil en jy doen wat hy wil hê jy moet doen, gaan jy nog 'n geweldige emosies wees. Dit gaan moeilik wees, maar hy vat keer op keer jou hand en sê, dis die moeite werd. Dus ek nou kyk na 'n seë, maar nou iemand se seë, wat regtig die Here dien. Ja, hy het foute en ja, hy is 'n mens, maar hy dien die Here.
As ek iemand kyk soos Lise en Henriette wat soos al die jeug wat eintlik by hier sit, wat regtig 'n verhouding het met die is dit vir my moeite werd. As ek in 'n gesprek met iemand sit en dan ek kan nou uitloop en ek kan sien hulle het voorloop en hulle begin verhouding met Jesus, dan is dit 100% die moeite werd om weg te wees van my mense af. So omdat Jesus my emosies verstaan en my hart ken en my voete rig op dit wat hy wil hê ek moet doen, bly Jesus my lewe en sal ek aanhou doen wat die Here wil hê ek moet doen. En ek wonder net volgens wat van jou. Het jy weet van goed wat jy regtig in jou hart vasmaak, wat jy voel genoeg maak, sodat dit jy kan dra deur moeilike tye? Have you find a promise and word from God that gives you the courage to go on to face a new day, even in difficult times? Are you sure about what you believe? Is Jesus really your Savior? Sê jy verse wat jy in jou lewe kan toepas. Vir my was dit 'n paar keer ja sê vir Jesus en wêreldse gewoontes los. And I haven't arrived, ek leer elke dag nog iets nuuts. Maar ek wonder net vanoggend, hoe lank gaan Jesus nog wag vir jou en jou totale oorgawe aan sy plan, sodat hy vir jou lig kan wys, sodat hy vir jou waarheid kan wys, en sodat jy regtig vry kan lewe. As ons dan kyk na Paulus se lewe, vir lank het hy Christene vervolg, of mens kan eintlik maar sê, hy het in die wêreld gelewe. Tot hy 'n daadwerklike ontmoeting met die Here gehad het. Ons lees dit in Handelinge 9. Waar hy ontmoeting met die Here gehad het en wat iets op sy oog gekom soos skille. En toe hy skille van sy oë afval, het hy begin lig sien en hy begin waarheid sien. En dalk het jy 'n verlede van uitgekiesde geloof, uitgekiesde Bybelverse wat jy net gebruik om jou punt te staaf of om jou argument te wen. En dalk het jy vir die plek kom, soos Paulus, waar ons skille van jou oë afval, waar jy begin waarheid sien, vir wat waarheid werklik is. En dalk moet jy op 'n plek kom, waar jy vir Jesus ja sê, sodat hy jou lig en waarheid kan wys. En dalk is jy op 'n plek, waar jy voel, jy so aangejaag in jou lewe, dat jy kan eintlik nie terug gaan na die Here toe. Vir my was dit om te kies ja, en die hele Bybel te vat as waarheid. Nie net om 'n paar Bybelverse uit konteks uit te gebruik om 'n punt te stel nie, maar om regtig die volheid van dit wat in die Bybel staan te gebruik. En wat is dit vir jou? Wat is dit vir jou vanoggend? So ek het 'n paar pakkies raaskos hierso. Ek kon mens kan sien ek is op die lang geposter, want almal het so mooi bak en gooi die goeders daar binne, ek het soos my ook sakkie weggeneem. So ek het 'n paar pakkies raaskos hier en ek vertrou regtig die Here dat ek gaan julle gooi met dit actually. Dat die mense wat dit kry, ek wil jou net op die spot sit nie, maar regtig lees wat met gemoed dink, wat is dit wat jy glo? So ek gaan nie direk vir iemand gooi en ek gaan dit random gooi as jy een vang. Weet jy, het staat om die mense nie, jy kan nooit die tyd van my. Ek gaan vir jou nie waar. Ok, moenie. Ok, so ek gaan so net so maak. En ek gaan so maak. Kom sê, as jy pakkie het. Can you catch? Okay, so slow. Niemand gaat voor dit niet. So ek vertrou regtig dat wanneer jy die sweeties eet, en moet dit nou nie vir iemand anders gee, jou sweeties. Vir die maas wat gevang het, moet iemand anders gee. So ek vertrou regtig dat die Here, wanneer jy jou sweeties eet, vir jou iets sal openbaar, 'n waarheid van wie jy is, sal openbaar.
Dit was sommer net 'n fun element om dit af te skryf. Here, baie dankie dat U waarheid vir ons lig en lig gee. Here, dankie dat U tot iemand soos my storie kan gebruik om 'n verskil te maak. Dankie dat U realness en rou emosie ook soms gebruik en dat ons dit nie altyd kan keer nie. Soos ek gebid het vir die diens, Here, moenie dat ek emosioneel word. Maar net dalk het iemand dit nodig vandag. Here, en dan is dit 100% die moeite werd. Dankie dat U vreugde ons vreugde kan wees. En Here, ek vra regtig dat as daar vandag iemand hier is wat nodig het om op te hou, verse gebruik, net om 'n punt te staan. Iemand wat lewe volgens beperkte geloof. Vra dat U daai vir hulle sal kom staan. En dat U ons sal help om in die volheid te lewe, soos Johannes 10 vers 10 sê, het gekom om ons lewe en lewe in oorvloed te gee. En dus dit regtig sal ervaar in ons elke dag. Dankie vir U voorsiening, Here, dankie vir U liefde. Ek bid dit in U naam alleen. Our God is three